Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 10 in ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons is besig om te kyk na radikale beloftes wat ons Here Jesus aan sy disipels gemaak het, maar nie net aan sy disipels nie, dis ook aan ons, want hy het vir hulle gesê, gaan maak weer disipels in Matteus 28. En hy sê dan, as julle daai disipels gemaak het, leer hulle alles wat ek julle geleer het. So, as ons na hierdie beloftes kyk wat Jesus aan sy disipels gemaak het, dis dit vir my en jou. Ons kan nie sê dit was net vir hulle nie, daai is vir ons ook. En die eerste een waarna ons kyk is in Markus 11 vers 22 tot 24 waar Jesus sê, en ek lees vandag uit die 53 vertaling, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo. As jy kan glo, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Jesus sê hier vir ons, hy gee vir ons 'n belofte, as ons 'n geloof met ons berg praat, dan sal hy skuif. Jesus kom leer ons hier, ons moenie kom pleit by pa nie. Ons moenie kom pleit by die Vader en kom sê, Here, asseblief, Abba, asseblief kom skuif my berg. Abba, as dit U wil is. Hy sê, as jy weet wat is God se wil, en jy spreek 'n geloof met jou berg, dan sal hy skuif. Dan kom Jesus die aand voordat hy gekruisig is, en hy gee vir ons nog 'n belofte, in lyn met daai belofte van Markus 11. Hy sê in Johannes 14 vers 12, sê hy vir ons, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo. Voorwaar ek sê vir julle, ek maak vir julle hierdie belofte, julle kan hierop staan, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Wie sal die werke kan doen wat Jesus gedoen het? Die wat in hom glo. Wie in my glo, sê hy. Maar geliefde, wat ons moet besef, en ek dink wat ons tot op hierdie stadium al begin agterkom het in hierdie reeks is, hierdie beloftes gaan nie outomaties in ons lewe tot stand kom nie. God gaan nie autokraties hierdie goed in ons lewe inforceer nie. Hy gaan nie begin links en regs dinge om jou zap nie. Dinge gaan nie net van self gebeur nie. Daai berg gaan nie van self skuif nie. En hy gaan ook nie skuif as jy by God pleit en hom lank genoeg soat en smeek nie. Hy het vir my en vir jou die autoriteit gegee om met daai berg te praat. En dan kom leer ons hier in Johannes, dit wat hy gedoen het, sal ons kan doen. En wys vir my een keer waar Jesus by die Vader gepleit het vir iemand se genesing. Not once. Dit het nie een keer gebeur nie. Hoekom nie? Want hy het besef wat so autoriteit het hy gehad. En onthou dit wat ons deur in die begin al vasgestel het. Jesus het nie gedoen wat hy gedoen het as gevolg van die feit dat hy God was nie. Hy het dit gedoen as 'n mens in volle afhanklikheid van God. So alles wat ons Jesus sien doen het, kan ons dupliseer. Dis wat hy hier vir ons leer. Ek het dit gedoen in volle afhanklikheid van die Vader, so julle kan gaan in volle afhanklikheid van die Vader, gedoop en gesalf en toegerus deur die Heilige Gees, deur sy woord, deur sy bloed, deur sy genade, deur sy naam, deur ons wedergeboorte, deur ons nuwe verbond wat beter beloftes het, met die volheid van die Godheid in ons. Dis hoekom ons hierdie goed kan doen. Maar dan kom leer ons in Markus 4, hoekom sien ons nie altyd hierdie gebeur in ons lewe nie? Wat is daar wat ons doen? Ja, ons is onder genade, ons is onder 'n nuwe verbond en ons staan onder genade. Maar genade is God se voorsiening. God gaan nie sy genade in jou keel afforceer nie. Hy gaan nie sy voorsiening van selfsprekend net in jou lewe laat gebeur nie. Daar's dinge wat ons kan doen om die woord van God kragteloos te maak in ons lewe.
En ek weet vir baie mense is hierdie offensive. Baie mense sal met my hand en tand stry. Jy kan nie die woord van God kragteloos maak nie. Jy kan dit kragteloos in jou lewe maak. Ek sê nie jy gaan die krag van die woord wegvat nie, maar jy kan die krag van die woord kragteloos in jou lewe maak. Deur sekere dinge wat ons doen. Ons het dit geleer, Markus 7 vers 13. So maak julle dan die woord van God wat? Kragteloos. Deur julle oorlewering. Wat julle bewaar het, deur julle tradisies, deur dit wat julle vir mense sê is waarheid, wat nie waarheid is nie. Dis hoe ons die woord van God kragteloos maak. Dan is ons besig in Markus 4 waar hy vir ons sê, die woord van God is soos saad en daar's dinge wat jy kan doen wat daai saad se opbrengs kan vernietig. Wat kan veroorsaak dat daai saad geen opbrengs in jou lewe oplewer nie. 0. Dis wat ons al geleer het. Die saad wat op die harde pad geval het. Geen opbrengs nie. Ons is besig met die saad wat in die klippe geval het. Geen opbrengs nie. Ons gaan nog kyk na die saad wat tussen die onkruid gegroei het. Geen opbrengs nie. En al hierdie goed het te doen met die kondisie van ons hart. Geliefde van Jesus, ek verstaan en ek besef en ek is 'n groot voorstander daarvoor. Ons is onder die nuwe verbond van genade. Maar ons moet besef wat Jesus ons hier geleer het, is ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En nee, dis nie goeders wat ons doen om God liewer te maak vir ons nie, om God te kry om meer vir ons te doen as wat hy wil doen nie. Dis nie goed wat ons doen om in sy goeie boekies te kom nie. Nee, Jesus leer ons hier in Markus 4, daar's maniere hoe dinge in hierdie koninkryk van hom werk. En as ek en jy die vrug van hierdie koninkryk wil sien, as ons in hierdie koninkryk van God ten volle wil leef en beleef, alles waarvoor Jesus vir ons betaal het, dan moet ons die beginsels in hierdie koninkryk nakom. Ons kan nie met die een voet in God se koninkryk staan, met die ander voet in die wêreld en dink ons gaan die volle oes van die koninkryk sien manifesteer in ons lewens. Dit gaan eenvoudig net nie gebeur nie. Dis nie omdat God vir ons kwaad is nie, dis nie omdat God sy seëninge van jou weerhou nie. Efesiërs leer ons is geseën met alle seëninge in die hemelse plekke. God het reeds al sy seën oor jou uitgespreek. Jesus het reeds vir elke liewe seën en vooruitgang en goedheid en guns en alles wat God vir jou en my wil hê, het Jesus reeds voorbetaal. Hy het reeds die volle prys betaal vir ons volle genesing, dat ons kan leef in goddelike gesondheid, maar dit gaan nie outomaties gebeur nie. Jesus leer ons hier in Markus 4 met hierdie gelykenis van die saaiër, daar's dinge wat ons kan doen om die woord van God kragteloos te maak. En geliefde, dis hoekom ek met my en jou deel. En ek sluit myself hierby in. Wanneer ek na hierdie goed kyk, dan leer ek self daaruit en ek sê vir myself en ek vra die Heilige Gees, help my om hierdie goed te erken in my lewe en om dit te begin uitsny. Want ek wil by hierdie 100voudige oes uitkom. Hoor wat sê hy in vers 20. En as hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 31, 61 en 100voudig. My en jou hart het die potensiaal om 'n 100voudige oes op te lewer. My en jou hart het die potensiaal dat as ons Jesus se woord vat, en ons het nie allerlei verskonings nie, en ons dink nie allerlei goeders uit, hoekom dit nie gaan werk nie, as ons Jesus se woord vat op face value, en ons begin met ons berge praat, moet hulle skuif. Ons het die potensiaal, God se woord het die potensiaal, hierdie saad het altyd 100voudige potensiaal, en my en jou harte het 100voudige potensiaal om hierdie oes op te lewer. Maar hoor wat sê hy hier van vers 16 af. Net so is ook hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word. Wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulself het nie. Hulle is net vir tyd. Later, wanneer daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. En ek wil vir jou na hierdie
mooi praktiese voorbeeld in die skrif toe vat, waar ons hierdie ding kan sien gebeur, en ons kan Jesus se reaksie daarop sien, en ons kan daaruit leer. En dis arme ou Petrus. Ek wil vir ons vat na Matteus 14, hier van vers 25 af. Ons ken hierdie verhaal baie goed, waar Jesus op die water geloop het in die storm, en hy kom by die disippels. Maar as iets prakties, wat ek vir ons die vergelyking wil tref, tussen Markus 4, en hierdie wat praktiese ding, wat met Petrus hier gebeur het in hierdie storm. Ek gaan vir ons begin lees van vers 25 af, dat ons net konteks kry. Hy sê, maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dis 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dis ek. Moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Jesus gee vir Petrus 'n belofte. Hy gee vir hom 'n woord. Hy gee vir hom saad. Kom. Ek wil hê jy moet hierdie vergelyk met die woord wat ons het. Spreek met jou berg in geloof en hy sal skuif. Jy kan doen wat ek gedoen het. Kom. Petrus vat toe vir Jesus op hierdie belofte. En dan gaan hy aan in vers 29 en hy sê, Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Die woord werk. Geliefde van Jesus, besef jy dat Petrus het op die woord geloop. Die water, die see, het nie skielik in 'n klip verander nie. Die water het nie skielik hard geword nie. Alles het dieselfde gebly, maar Petrus het 'n woord gehad. Kom. Hierdie woord van Jesus, dit is waarop Petrus na Jesus toe geloop het. En daai woord het hom gedra bo op die water. Ek en jy het vandag 'n woord. Praat met jou kanker in geloof en hy sal skuif. Praat met jou depressie in geloof en hy sal van jou weggaan. Jy kan vandag doen wat Jesus gedoen het. Jy kan dowes laat hoor, jy kan blindes laat sien. Jy kan siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Kom, sê Jesus. Kom. En Petrus het uitgeklim en op die water geloop. Hoekom het hy gesink? Vers 30, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. Wat leer Jesus ons hier in Markus 4? Ek gaan net weer van vers 16 af lees. Net so ook is hulle by wie op die rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem. Petrus het dadelik met blydskap daai woord kom aangeneem, en hy het uitgeklim en hy het op die water geloop, en dit het gewerk. Maar hulle het nie wortel in hulself nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later, as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, die storm het gekom ter wille van daai kom. Ter wille van daai woord wat Jesus vir Petrus gesê het. En wat het gebeur? Toe Petrus sy oë van die bron afhaal van die woord. En dit wat om hom aangaan, raak vir hom belangriker en raak vir hom van groter belang, raak vir hom van groter waarde as die woord. Toe die storm en die wind en die see en die golwe vir hom groter waarde dra as die woord kom, toe verloor die woord sy krag. Jesus se woord het nie sy krag verloor nie, maar die effek van die woord in Petrus se lewe het sy krag verloor as gevolg van Petrus wat die verdrukking van die woord groter geag het as die krag van die woord. Hoor wat Jesus se reaksie toe hy by Petrus kom. Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Jy sien, Petrus het nie gesink omdat Jesus sy woord teruggetrek het. Omdat Jesus skielik besef het, oeps, dis nie die Vader se wil dat iemand op die water sal loop nie. Jesus het nie skielik sy mind gechange en gesê, ek wil vir Petrus 'n les leer.
dat hy bietjie sink nie. Jesus leer ons hier, Petrus het begin twyfel. En omdat hy getwyfel het, het hy gesink. Wat sê Markus 11 vir ons? Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Maar glo dit wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. As ons nie twyfel nie. As dit wat ons aangaan nie van ons van groter waarde en groter realiteit is as die realiteit van die woord nie, sal ons vir ons berg kan sê wat om te doen. Geliefde, ek weet, hierdie is vir jou vreemde goed om te hoor. Ek weet, hierdie is vir jou nuut en is vir jou anders. En dis nie waaraan jy gewoond is nie. Maar ek wil jou uitnooi, gaan mediteer oor hierdie. Gaan ondersoek dit in jou eie Bybel. Gaan kyk of dit in jou Bybel so staan. En hoor by God of sy gees dit met jou spreek. Want sy gees sal altyd met jou praat wat in sy woord staan. As hierdie in jou Bybel ook daar staan, is dit 'n woord vir jou. En as ek en jy dit kan regkry, om twyfel uit ons lewe uit te sny, om daai klippe wat hy sê dis saad wat in rotsagtige klippe gesaai is, as ons daai klippe kan begin uit ons hart uitkry. Daai harde hart, om te sê, hierdie kan nie wees nie. As ons dit uit ons lewe uit kan kry, en glo wat hier staan is vir ons, sal ons dit sien gebeur. Here, dankie dat u woord lewendig is, en dat u woord vandag lewe en krag en geloof in mense se harte wakker maak. Om hande te vat met dit wat u in u woord aan ons beloof, om hande te vat met kom my seun, kom my dogter, loop saam met my op hierdie woord. Here, dat die getuienisse sal begin instroom, dat u woord werk, want ek weet dit werk, ek weet dis waarheid, en is u waarheid wat ons vry maak. Dankie Jesus. Dankie Here, dat u woord lewendig en kragtig in mense se harte maak. Dankie Heilige Gees, dat u mense help, om van hulle klippe ontslae te raak, om van hulle twyfel ontslae te raak, en om groter waarde aan u woord te heg, as hulle omstandighede. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom, en lees in sy woord. Shalom.